Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 25 Februarie. Die verborgenheid van God geopenbaar. Kom ons open met gebed. Liewe Jesus, help ons asseblief om nie net die kennis te soek nie, maar ook 'n verhouding met U en maak ons gees sensitief vir U leiding. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Kolossense 1 vers 26 en 27. Paulus verwys 2 keer na die verborgenheid. Watter verborgenheid? Ons lees Kolossense 1 vers 26 en 27. Naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Kolossense 1 vers 26 en 27. Op 'n ander plek verwys Paulus na die verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid in 1 Korintiërs 2 vers 7 en wat deur die plan van verlossing geopenbaar was. Petrus praat van hierdie waarheid as iets wat die profete ondersoek het, nagevors en nagespeur het. 1 Petrus 1 vers 10 tot 12 word aangehaal, dinge waarin die engele begeerig is om te sien. Dit was vooruitgeken in 1 Petrus 1 vers 20 voor die grondlegging van die wêreld en wat eeue lank verswyg is in Romeine 16 vers 25. Maar deur Christus se lewe, dood en opstanding was hierdie verborgenheid geopenbaar. 2 Korintiërs 3 vers 14 sê vir ons: maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Hoe verduidelik die volgende verwysings na die verborgenheid van God die verskillende aspekte van die plan van verlossing? Nommer 1, Efesiërs 1 vers 7 tot 10 lees: in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy aan homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as op aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Punt nommer 2, Efesiërs 3 vers 3 tot 6 lees: dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in alle tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam van die mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Uiteindelik sal alle dinge in die hemel en op aarde vernietig word om volkome een te wees. Dit was die fokus van Christus se gebed in Johannes 17. Hoe dit presies sou gebeur, was 'n verborgenheid wat nou deur die evangelie geopenbaar is. Hoekom God ons so lief sou hê deur Jesus, die hemel se kosbaarste skat, vir ons redding te gee, sal ons studie wees deur die ewigheid heen. Maar ons weet dat Christus vir almal gesterf het, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. 2 Korintiërs 5 vers 15. As gevolg hiervan deel almal wat in Christus glo, beide Jode en heidene, saam in die beloftes van God deur middel van die evangelie en is saamgebring in een liggaam,
die kerk. Kolossense 1 vers 27, Christus onder julle. Dit verwys na Christus, wat deur die geloof in julle harte woon. Byvoorbeeld Efesiërs 3 vers 17 sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Ons vergelyk dit dan nou met Galasiërs 2 vers 20, wat lees, Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het, en hom vir my oorgegee het. Hierdie geestelike eenheid met Christus stel gelowiges selfs nou in staat om volgens Efesiërs 2 vers 6 saam te sit in die hemele en volgens Hebreërs 6 vers 5 die kragte van die toekomstige wêreld te smaak. Deur Christus se teenwoordigheid in ons lewens begin hy reeds om ons met die hemel te verenig. Dit is die evangelie wat in die harte van gelowiges werk, wat in Kolossense 1 vers 12 ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Kolossense 1 vers 12.